Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Hierdie vers ken jy baie goed. Luister net weer wat staan daar in Matteus 28. Ek lees vers 18 en vers 19 so die eerste deel. Daar staan, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Nou hierdie vers is so bekend. Ek dink daar's min kerke, min gemeentes wat nie iewers in 'n visiestelling of iewers teen 'n muur hierdie vers uitgespel het nie, waar dit na vore kom nie. Gaan dan na al die nasies toe, maak mense my disippels. Ons ken dit. Dis vir ons so deel van ons, eintlik van ons kerklike lewe. Maar ek wonder of hierdie vers nie tog vir baie van ons baie ver voel nie, want wie van ons kan dan nou na al die nasies toe gaan? Wie van ons kan tasse oppak en iewers in 'n ver land gaan sendingwerk doen? Nou daar is mense vir wie die Here die ruimte gee om te gaan sendingwerk doen buite die grense van waar hulle is, maar die meeste van ons lees die vers en ons sê ja, dis belangrik, maar dit voel ver. Dit voel so bietjie moeilik. So miskien moet ons net meer bid vir sendelinge of miskien moet ons vir hulle op 'n manier ondersteun. Maar dit voel eintlik nog steeds ver. Totdat ons gaan kyk wat staan in die Grieks as ons hierdie gedeelte lees. Ons lees hierdie woorde, gaan dan na al die nasies toe, maar die Grieks beteken letterlik terwyl julle gaan of nadat julle gegaan het, maak mense my disippels. Dit verander die prentjie totaal en al. Onthou nou, Jesus het geweet dat daar 'n groot vervolging op pad is. So hy het geweet dat daar nou mense is wat gaan probeer om die wonder van die goeie nuus van Jesus se verlossing, dat hulle dit gaan probeer uitwis, dat hulle gaan probeer om die navolgers van Jesus, die disippels van Jesus, dood te maak en stil te maak. So dit is aan die kom, so Jesus weet dit. Nou sê Jesus, terwyl julle in elk geval gaan vlug, maak mense my disippels. So ons kan dit so bietjie vertaal met, daar waar julle nou gaan beweeg, maak mense my disippels. Dit verander ons prentjie van hierdie vers totaal en al. So dit beteken dat ons vir mekaar kan sê, ons moet bietjie nie dink oor die groot opdrag. Die groot opdrag is daar waar ons reeds beweeg, daar waar ons reeds leef, daar moet ons mense disippels van Jesus maak. Dis nie net 'n oor grense, oor landsgrense, 'n ver opdrag nie, maar dis 'n hier opdrag, dis 'n elke dag opdrag. So, nou kan ek en jy weer bietjie nie dink aan ons lewe. Waar beweeg jy, waar beweeg ek elke dag? Dink 'n bietjie, jou gesin, jou werk, jou kollegas. Dis alles plekke waar jy reeds beweeg. Jou vriendekring, die omgewing waar jy bly, of dit in 'n oord is, en of dit in 'n samelewingsstruktuur is, in 'n woongebied is, maar daar waar jy reeds woon, daar geld die opdrag. Daar waar jy by 'n sportklub of 'n kultuurklub is, daar geld die opdrag. So Jesus sê vir my en vir jou, daar waar jy reeds leef, daar moet ek en jy disippels van Jesus maak. So kom ons dink 'n bietjie nuut oor die opdrag en ons besef, dit geld vir my en dit geld vir jou. Dink 'n bietjie nuut aan die ruimtes waar jy reeds leef. Daai ruimtes is disipelmakende ruimtes. Groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein
wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.